Ons moes nou maar raai wat ons sing. Broers en susters, ons gaan 'n klomp dienende, ek wou nou sê ou, maar dan word ek al kwaadlik geneem. Dienende en dan nuwe kerklaatslede bevestig. Maar voor ek dit doen, wil ek daarom baie graag groot dankbaarheid uitspreek teenoor die kerkraadslede. Hier is mense wat al leeftye lank op die kerkraad dien. Oom Awie, Fred, Gys, broer Dion, broer Naas, Okkie, Fanie van Sail, Roselle en Katrien. Is eintlik instellings. En 'n mens weet, dit sou lekkerder wees, waarskynlik, om nou nie hierdie ding op jou te hê nie. Dit is baie lekker as ons so as kerkraad saam is, en as ons daar in die konsistorie is, want ons is 'n lekker groep mense. Ons vergaderings is 8:15 klaar, ek kan dit nog steeds nie glo nie. Maar dan moet jy ou in die wijk ingaan, en jy het lyste wat jy moet vat en alles, en ek wil regtig graag groot waardering uitspreek vir baie jare se diens. En nou sien ek ook wat die Landdroshof aanbetref, broer Naas 'n interessante ding, Westheuwel se kerkraad infiltreer dit nou. Ek is baie bly daaroor. Ons nou maar net die staatsaanklaer Bester nou ook op die kerkraad kry, Martie. Dan kan ons nou die hele hof eintlik bedryf. Dis baie goed, gebruik julle goeie invloed ook daar. Jandra, jy kom nou vanaand by. Baie dankie daarvoor. En vir nuwe kerkraad, Leon en Jandra wat bereid is om dit opnuut op julle skouers te neem. Want dit kom met moeite en tyd en al daai dinge saam. Maar dit is mos heerlik om vir die Here te werk, ten spyte daarvan. Kom ons luister na die formulier. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep. En dis die belangrike ding, dis hy wat roep. Om sy werk voort te sit. Hy sê vir die disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes wat die Here deur sy Gees aan die kerk gee. En sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens, en die gemeente is liggaam van Christus op te bou. So die kerkraad is op 'n manier eintlik die dokter van hierdie liggaam wat ons hier het. In die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, begeerte om vir die Here te werk, bekwaam is om te leer, gewillig om toegerus te word. Verder moet 'n amptdraer 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie tot hierdie ampte verkies is, en aangesien ons geen beswaar ontvang het nie, aanvaar ons die goedkeuring van die gemeente en gaan dan voort met die bevestiging. Eerstens dan die ouderlinge. En dis 'n interessante ding, iemand het hier gevra, nou by die musiekgroep, die ouderlinge oud en die diakens jonk. Toe sê ek vir hulle, as ons byvoorbeeld nou na diaken Dries Becker kyk, dan is hy ook nie meer 18 nie. Hy is nou nie oom Awie se ouderdom nie, maar dit is nie eintlik waaroor dit gaan nie. Miskien moet ek vir die jong mense sê, dit gaan oor twee verskillende dinge wat jy doen. Ouderlinge het 'n ander werk in die kerk as diakens. En dit maak ook nie saak nie, 'n ouderling kan ook, 'n diaken kan ook soos Dries en Hester as hulle besluit om te dien tot hulle 80 is. Daar is niks wat sê jy moet oud wees nie. En toe Adrian hier was hy 'n ouderling gewees, al was hy omtrent wat 4:25. Dit gaan oor werk wat jy doen. En hier sê dit nou, ouderlinge, julle dra in 'n besondere sin die verantwoordelikheid vir die versorging van die gemeente. En julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos wat 'n lidmaat van die kerk moet. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle julle taak dienend uitvoer. Deur voorbidding en huisbesoek en siekebesoek moet julle die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Interessante een, julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate. Hierdie hordes wat hier gestaan het. Jandra het 'n baie mooi ding op Facebook gepos van haar klasie wat hier staan, toe sê sy is so lief vir haar rotte. En hulle het omtrent soos rotte uit daai bank uitgepeel, ek roep die een na die ander en hulle hou net nie op nie. Toe kry ek weer moed vir ons gemeente. 'n Ou moet vir hulle verantwoordelikheid neem, die dooplidmate. Die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan, teen die wat in sonde volhard, moet julle optree met kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ag op mekaar, en op die leer en die lewe van die dominee, of dominees.
wat hier optree. Sorg vir die erediens en die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk. En dan is dit by die diakens kom sien ons dis iets anders. Dis 'n ander werk wat hulle het. Julle is geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die dienskneg wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. 'n Diaken se diens, dis ook interessant, begin by die nagmaal, waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgerol na elke terrein van die gemeentelike lewe en die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld wees van onselfsugtige diens. Julle moet die materiële en die geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verloog die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet die evangelie gebring word. Dis ook belangrik. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dis ook julle taak om te help met die insameling van dankoffers. Julle is mede verantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. En dan soos ek die name roep, wil ek vra dat julle dan asseblief hiervoor sal kom staan. Kom ek vra eers Jandra as jy hier kan kom staan. Vir Jandra wat as diaken bevestig word en Rosel en Katrien wat herbevestig word as diakens. Die diakens is altyd op 'n manier so iets wat mooier as die ouderlinge. Dink julle nie so nie, vriende? En dan die ouderlinge nuut verkies, broer Leon. Ja, jy kan kom staan hier by Katrien. En dan herkies oom Awie, Fred, Gys, Dion, Naas, Okkie en Fani. Gemeente kerkraadslede het deur die jare 'n al groter probleem geword. Want mense is nie meer bereid om dit te doen nie. En daarom bid asseblief vir hulle en dankie dat julle bereid is om die werk te doen. Ons het nog 'n goeie span. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur die gemeente tot hierdie diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is jou antwoord? Jandra, Rosel, Katrien, Leon, oom Awie, broer Fred, Gys, Okkie, Dion, Naas en Fani. Wees dan getrou in julle dienswerk en wees goeie voorgangers vir die gemeente. En ek wil eintlik iets sê wat my voortrekker kommandant altyd vir ons gesê het. As 'n ou nou so 'n bietjie wil slap lê, dan sê hy, die enigste ding wat vrywillig is aan voortrekkers, is jy het vrywillig ja gesê. Daarna is dit nie meer vrywillig nie, dan het jy pligte en verantwoordelikhede. En dit is van ons ook so, jy het vrywillig ja gesê. En dan is daar die pligte en die verantwoordelikhede. En dan, baie belangrik, gemeente ontvang hierdie mense as gestuurdes vir die Here en bid vir hulle, want hulle kom in die Here se naam by jou huis uit. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is ook julle taak. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van julle verantwoordelikhede. Stel julle self beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van God. En terwyl ek vir hulle kan kom gelukwens, vra ek dat Dries en Fani ook saamkom. Ek dink as ons dan daarna sing, gaan ek net vra dat julle na die kerk se kant toe kyk. Maar kom ons wens net eers geluk.
Vra dat julle na die kerk toe kyk, dan sing ons vir hulle, laat Heer u seën op hul daal. Vriende, terwyl hulle gaan sit, kom ons kyk na Johannes hoofstuk 2. Johannes hoofstuk 2. Ag, Katrien, staan net op dat die arme Corneille daarom by sy girl kan sit. Wat help het om op die kerkraad te kry as hulle nie by mekaar kan sit nie? Het help ons niks. Johannes hoofstuk 2. 'n eienaardige gebeurtenis. Johannes plaas dit hier voor. Hy sê in vers 13: Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê: Vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daarna gedink dat daar geskrywe staan: Die liefde vir u huis, die verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê: Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord: Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê: Toe 46 jaar lank is daar in hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en het hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. En toe ek nou met die preek besig was en ek dink aan hierdie 46 jaar het ons gebou, die Domkerk in Keulen het hulle net oor die 700 jaar lank aangebou. Daai reuse kerk wat in Keulen staan. 700 jaar lank. So die Jode moet nie te veel brag met hierdie 46 jaartjies van hulle noodwendig nie. Kom ons vra dat die Here hierdie stukkie skrif sal gebruik om iets hier binne in ons verhouding met hom te doen, hart en verstand. Ek het vanoggend probeer aantoon hoe belangrik ook die verstand is in ons verhouding met die Here Jesus. Ons sê Here, ons dank u dat ons hierdie aand kan begin met saam sing. En dat ons dan die gawes kon aanskou wat u vir ons gemeente gee in die vorm van mans en vroue wat ja sê. Wat bereid is om moeite te doen. Bereid is om vir mense, u mense, verantwoordelikheid te neem. En ons bid Here dat u hulle ook in hulle amptswerk sal seën. Vir Jandra en Leon wat nuut op die kerkraad is, en ook vir die ander wat al jare lank dien. Dat hulle ook in hulle ywer nie vervlou het nie, maar bereid is om weer 'n keer ja te sê. En ook hulle, Here, wat nou nie vanaand bevestig is nie, maar wat ook op ons kerkraad is, dieselfde vir hulle ook. En dan het ons nou gelees uit u woord, 'n boek uit 'n ander tyd en 'n ander kultuur met ander gebruike, ander lewens en wêreldbeskouing, ander era, voormodern. En ons moet daarvan sin maak in die postmoderne tyd.
En Here, ons wat juist deur die moderne tyd gekom het, wat so in rasionaliteit in die denke glo, dankie dat ons ook in 'n tyd kan lewe waar daar 'n oplewing is in die dinge wat ons nie met die verstand kan verklaar nie, soos U. En U optrede, soos ons vanoggend gesien het. Ons dankie dat ons so 'n groot God aanbid, dat ons hom nie kan verklaar of klein kry nie. En Here, waar ons nou hierdie verhaaltjie, hierdie storie gelees het, die stuk geskiedenis, wil ons vra dat dit vir ons in ons tyd en ons omstandighede sin sal maak en sin sal gee. En dat ons onder die vergrootglas van U woord ook na ons eie lewens sal kyk en dit daaraan meet. En Here, dat dit ons ook sal help. Die feit dat ons vanaand U hier ontmoet het, om ietsie anders te lewe, as ons hier uitstap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, as ou Johannes die evangelie begin, dan doen hy dit op 'n interessante manier. Dit begin met 'n fees. Dit begin met 'n huwelik in Kana in Galilea. En van daar af, nadat hy by die huwelik was, is die volgende ding wat hy doen, daar waar hy water in wyn verander het, waar hy wys dat hy ook in beheer is van substansie, dat hy dit kan verander, dat hy wil hê dat mense dit moet geniet. Ek waarsku julle net, Corneille en Jan, dat dit is nog nie my roeping om dit te kan doen nie, julle sal maar die wyn vir die troue moet koop. Daarna, nadat hulle nou by die troue is, nou gaan hulle Jerusalem toe. En natuurlik, Jerusalem is die groot setel, die tempel staan daar, dis waar elke Jood God kom ontmoet het, by die tempel. En toe hy in Jerusalem inkom, toe gaan hy, wat reg is, saam met sy volgelinge, sy disippels, en hulle gaan tempel toe, en daar gebeur 'n dramatiese ding. Dis asof die Here Jesus sy humeur verloor, en hy jaag gespil mense uit die tempel uit. En nou wonder as jy nou hier in my rondkrap, hoekom is dit die eerste ding rondom die tempel wat die Here Jesus eintlik doen volgens Johannes? Hoekom sit Johannes dit hier? 'n Interessante ding, Johannes se evangelie, as ons dit bestudeer, dan sien ons daar loop 'n lyn, soos telkens trouens in elke ander boek in die Bybel. Maar die lyn wat in Johannes loop, is om te verduidelik hoe die disippels al gaande meer en meer van Jesus geglo en geweet het, hoe meer van hom te wete gekom het. En hoe meer hulle van hom te wete gekom het, hoe meer het hulle hom geglo. Daarom reg in die begin gaan hulle sommer hier na troue toe, en hy doen die ding wat niemand kan doen nie. Hy vat water en hy maak ordentlike van die beste wyn ooit, maak hy daarvan. En die disippels sê, ek dink dit is 'n aha oomblik van vanoggend, né? En hulle, ja, hierdie man wat ons dien, kyk wat doen hy. En nou gaan hulle tempel toe. En die lyn ontwikkel 'n bietjie van wie hulle glo Jesus is. Hy's die een wat die water in wyn kan verander. En nou vra ou, wat dra hierdie gebeurtenis daartoe by dat hulle iets meer van Jesus verstaan? Waarom sou hy hulle sommer so vroeg af dit laat beleef? En dit mag miskien 'n bietjie vreemd klink, maar die tempel daar in Jerusalem vertel vir ons nogal iets van wat ware menswees beteken. Die tempel is daar waar die lewe oop is na God se teenwoordigheid. Dis anders daar as op ander plekke. As jy nou, ek wou nou sê by 'n bandeplek is, maar donkies het nou nie bande gekry nie. By die hoefsmid is, wat die donkie se hoewe of die perde se hoewe aangewerk het, dan is dit nie asof jy so spesifiek ingestem is op God soos by die tempel nie. Want die tempel is die huis van die Here. Die tempel, daar is God naby. En nou kan 'n mens dadelik sê, maar 'n mens se hele lewe behoort eintlik oop te wees na God. 'n Mens se hele lewe
is tog 'n lewe saam met God. Daar's 'n baie mooi Latynse uitdrukking. Jy lewe coram deo, en coram deo beteken dood eenvoudig die mooi Afrikaans, ou Afrikaans, voor die aangesig van God, maar dit beteken eintlik dat nie net as ek in die tempel is nie, my hele lewe is oop na God. Jy leef saam met hom, voor hom, by hom, met hom, elke oomblik van jou lewe. Dis nie net by die tempel waar die lewe oop na God is nie, maar tog is dit op spesifieke plekke en tye in ons lewe sodat 'n mens voel, jou lewe is 'n bietjie meer oop na God toe. Mense lewe is meer oop na God toe, beleef jy as jy in die kerk instap, is wanneer jy by die Gilde Theater instap en na 'n musiekvertoning gaan kyk, argumentsontalwe. Jy voel jy is hier op 'n besondere manier met God besig. En ek het al baie vir Adriaan gesê ook dat as hy ou in die Vatikaanstad kom, daar die hoofkantoor van die Romeinse kerk op aarde, dan vind jy daar 'n anders wêreldsheid. Want die priesters loop daar rond met hulle lang gewade. Jy voel net op 'n stadium voor daai Sint Petrus kathedraal, hier is God anders teenwoordig as in die middestad van Rome. Of waar ook al. Hier is iets heiligs, hier is iets anders. En in die tempel, ons geval seker die kerk, voel ou dit op 'n besondere manier. Kom ons noem dit 'n gefokuste plek. Op daardie gefokuste plek, sê nou maar die tempel. Of in ons geval 'n gefokuste tyd. Sê maar wanneer jy besig is met stilte tyd. Of wanneer jy besig is om te bid. Dan is dit mos asof jy in die kerk sit. Dan is dit mos of jy op 'n manier meer fokus op God as wanneer jy in die polisiekantoor instap of gaan bou of gaan wat ook al ons doen. Ons hele menswees is gemaak om oop te wees na God. En Gwen, dis nou waar die varingblaar geloof inkom. Ek hou nogal daarvan, julle sal weet om beelde te gebruik, metafore. En ek wil sê, 'n mens in jou geloofslewe is soos 'n varingblaar. Aan die begin is daardie varingblaar opgekrul in 'n knop. Maar dan onder die lig van die son se strale, dan begin die varingblaar oopgaan. Dit groei na die son toe. En in jou verhouding met God en in jou pad wat jy met God stap, is dit asof jy al hoe meer en al hoe meer oopgaan voor God. En die interessante ding is, uiteindelik ontvou dit tot sy volle potensiaal, eintlik majestueus, so groot varingblaar, en dan dra dit spore, saadjies, waardeur nuwe varings op ander plekke kan opkom. En dis nogal hoe die mens is. Dis hoe God ons gemaak het, om oop te gaan, om die warmte en die lig van sy liefde, om saam met hom te lewe. Johan Heinz het vir ons altyd gesê, dit is soos om 'n suurstoftent van liefde oor jou te span. Soos daai pasgebore babatjie of die vroeggebore babatjie, daar in daai suurstoftent lê en die lewegewende lug daar kry. En daar kan begin ontwikkel, so is dit met ons, en God ook. En jy rol oop en jy bereik jou volle potensiaal, want 'n varingblaar wat toe bly beteken niks nie. En dis waaroor die tempel gegaan het. Dit was daardie plek en daardie tyd waar mense bewustelik kon fokus dat my lewe met God te doen het en dat God met my lewe te doen het en dat my lewe nie net gaan oor wat hier op aarde gebeur nie. Dis ook die betekenis van die offers wat in die tempel toe gebring het. Of dit nou 'n dier is wat geoffer is, of 'n duif, of meel of brood en wyn. Deur hierdie dinge van menswees na die tempel toe te bring en daar op die altaar kom sit, het mense half op 'n manier bewustelik kom sê, my lewe het met God te doen. En ek is oop na God toe. En om tempel toe te gaan en te kom offer, het gewys dat hierdie oop wees vir God se liefde en teenwoordigheid vir jou belangrik is. Soos maar wat kerk toe kom vir ons is. Ongelukkig is dit nie die toneel wat Jesus begroet nie.
Dis nie die plek waar mense gefasiliteer word om God te ontdek nie. Dis nie die plek waar mense deur wat daar gebeur oopgemaak word na God toe. In plaas daarvan om hierdie fokus te wees van 'n mens wat op God fokus en wat oop is na God toe, is daar 'n tempelplein en dit is die teken van eie belang. En van baie van die mense wat daar was daardie dag, het dit nie gegaan oor God en sy teenwoordigheid en oor my wat in God se teenwoordigheid kom en oopgaan en groei in my geloof soos dit hoort nie. Dit het oor my beursie gegaan. Dit is so gewerk. Baie van die gelowiges wat na die tempel toe gekom het om te kom aanbid het van ver af gekom. So jy kon nou nie jou duif of jou skaap of jou bok of jou wat ook al saambring nie. Of hierdie mense wat dit nie prakties om 'n bees of 'n skaap saam te bring nie. Jy kon dit doen, maar dit sou seker deksels baie moeite wees. En daarom het mense verkies om eerder geld saam te bring. En dan by die tempel 'n bees of 'n skaap of duwe te koop wat hulle offer kon wees. Waarmee daar nie noodwendig iets fout was nie, soos wanneer ons byvoorbeeld hier sou boeke verkoop. Maar nou is hier 'n besigheidsgeleentheid. En 'n klomp mense het die geleentheid aangegryp om te begin sake doen. Deel van mens wees. Maar die probleem is as hierdie ding nou selfsugtig om jouself begin draai. Wanneer jy ter wille van jou eie voordeel jou wins vergroot en jy gee nie om of iemand anders daardeur skade ly nie. En dit maak nie saak of God deur die besigheid verheerlik word nie. Die probleem is iets anders. In plaas daarvan dat die besigheid bedoel was om dit wat by die tempel moet gebeur, naamlik om mense te laat groei in hulle verhouding, te help fasiliteer, het dit oor my sak gegaan. En hulle het 'n monopolie gehad. En hulle die mense wat gekom het om te kom offer, uitgebuit. En hulle het baie hoë pryse gevra. Dit werk nou maar so. Kyk 'n bietjie as jy in Oos-London bly, daar's een Volkswagen garage, een Mercedes garage, een BMW garage. So jy sit nou maar met hulle, jy moet betaal wat hulle vir jou vra. Gaan jy Pretoria toe, is daar 24 Mercedes garages. As hierdie ou goordiens lewer, gaan jy soontoe. As hierdie ouens te duur is, gaan jy soontoe. Hier kan dit nie so werk nie. Hulle moet nie koop. En dan kom die geldwisselaars ook nog hier. Daar was dit sy tempelbelasting wat jy moes betaal as jy die tempel wou besoek. Kom ons sê dis 'n tipe van 'n toegangsgeld wat jy betaal het. Maar jy moes dit in die tempel se geldeenheid betaal. Jy kon dit nie met die Romeinse geld betaal nie. So, hier is nou nog 'n geleentheid. Dis amper soos hierdie ouens wat op die lughawe sit wat nou jou rande en dollars omruil, waar jy die skok van jou lewe kry. En so het hierdie ouens ook die skok van hulle lewe gekry. As hulle Romeinse geld inruil op die tempelgeld, dan was die wisselkoers iets skrikwekkend. Hulle het mense uitgebuit. Want jy moes met tempelgeld tempelbelasting betaal. Waar kry jy dit? Daar, by daai ouens. So jy kom om God te kom aanbid en te kom dien in die taal van daardie tyd. En wat gebeur die oomblik as jy jou offer daar kry? Dan raak jy uitgebuit, want jy koop hierdie bees en ding teen 'n verskriklike prys. En dan gaan jy, om die tempel toe te tree, moet jy nou die tempelgeld hê en dan betaal jy 'n verskriklike wisselkoers, buitensporige kommissie. En is jou gemoed nou oop om God te dien? As jy nou 2 keer al verkil is. Dit skep mos nie 'n atmosfeer van ek wat my God kom ontmoet en dien en my offers bring. Dit skep 'n atmosfeer van wrevel. Want hier moet ek nou hierdie duif koop teen 'n verskriklike prys en die geweldige kommissie betaal. En daarom neem Jesus drastiese stappe. Hy jaag hierdie spul mense dood eenvoudig daaruit. Hy gooi die geldwisselaars se tempels om, want dis nie waaroor dit gaan nie. In plaas daarvan dat die tempel die plek word waar mense oop is na God toe, ontvanklik vir sy liefde en sy genade,
gaan dit om mense wat anders as die varingblaar op hulle self ingedraai het. Mense wat hulle mag misbruik en hulle self verryk. En dis nie waaroor dit gaan nie. Maar soos met alles in die Bybel en elke stukkie huisgeskiedenis, gaan dit nou nie oor daai ouens wat daar by die tempel gesit en ryk word het nie. Die vraag wat 'n mens telkens moet vra is, wat het dit nou met my menswees te doen? En dan wonder ek in ons menswees, broer en suster, veral in die tyd wat ons lewe, is dit nie so dat die gevaar bestaan dat jy ingedraai raak op jouself nie. Vanweë baie redes. Dat jy op 'n manier middelpunt in jou eie lewe raak. En dat geld jou hulpgod word. In plaas daarvan om uit God se lig te lewe, wil 'n mens self in beheer wees. En elke mens manifesteer hierdie pogings tot beheer op sy eie manier. Want ek dink diep gesetel in elkeen van ons sit daai ding, ek wil baas wees oor my eie lewe. Veral in die moderne lewe, waar ons lewe, met 'n postmoderne filosofie wat sê, alles is reg. En as iemand dan kom en sê, ja, maar die Bybel sê dit, dan wil ek die stuipe vang. Want wie is die Bybel nou om vir my te kom sê wat ek moet doen en hoe ek moet lewe? Ek buig nie onder daai gesag nie. Maar in plaas van om regtig vry te wees, raak jy verslaaf. Jy raak verslaaf aan maniere van doen en reaksies en emosies wat jy moet help om in beheer te bly. En as 'n mens 'n prentjie wil gebruik, dan kan jy sê die varingblaar het soos 'n slak se skulp geword. Hard en ingedraai op homself, in steede daarvan dat mense ooprol na God toe en na ander toe. Krul ek op en ek word kliphard en ek is op myself ingedraai en dit gaan oor myself in my eie koninkryk. Jy probeer nou net waar jy kom om mense te kry om vrywillig iets te kom doen, soos op 'n kerkraad, soos by 'n skoolraad, soos by voortrekkers of watter ander plek ook al waar mense verniet moet kom werk. Dan is die antwoord, ek het nie tyd nie. Dit gaan nie daaroor nie. Ek het nie tyd vir jou en jou organisasiekie nie. Ek het nie tyd vir die kerkraad nie. Want ek het net tyd vir myself. En dan gooi Jesus die tempels om. Van hierdie mense wat op hulle self ingekeer geraak het, en wat gedink het hulle gaan nou godsdienst gebruik om ryk te word. En hy jaag die handelsware uit. So sy optrede is 'n groot nee vir hierdie tipe van menswees, hierdie op myself ingedraaide menswees. Die tempel moet daar wees waarvoor dit bedoel is, om gefokus en bewustelik oop te wees vir God se aanwesigheid. Ek dink ou kan jou die chaos voorstel wat daai dag in daai tempel geheers het. Mense wat skree en die gebler en gebulk van diere wat uitgejaag word en geld wat op die grond val. En in hulle weersin hardloop die handelaars en die geldvissers na die priesters en die opsigters toe en hulle gaan kla. En dan kom die priesters en sê vir hom, op wie se gesag doen jy dit? Jy beter nou 'n wonderteken doen, om vir ons te demonstreer dat jy iemand spesiaal is, of anders is die groot moeilikheid. En dan gee Jesus 'n baie snaakse antwoord, dit lei sy disippels en vir ons, om iets te besef van Jesus self, wat met ware menswees te maak het, want hy sê, breek die tempel af, en in 3 dae bou ek hom weer op. En die Jode verstaan hierdie ding totaal verkeerd, en hulle sê 46 jaar lank, bou ons aan hierdie tempel, en u wil dit in 3 dae kom oprig. Met hierdie tempel, is daar so voetnotaatjie, het hy egter sy liggaam bedoel. En vir die wat later begin verstaan het, en mooi daaroor nagedink het, die eintlikes wat iets moes leer daardie dag, die disippels, word dit skielik duidelik, Jesus is nou die nuwe tempel. Soos wat die ou tempel
my oop wees na God toe, in my lewe voor God moontlik gemaak het, gefasiliteer het, is dit nou Jesus. Jesus is nou die een, wat my oop wees na God toe, fasiliteer. Jesus is die tempel. Ons weet in die ou tempel mag jy nie ingegaan het as jy gebreklik was, of jy die of daai, is, en mag jy daar ingaan nie. Hoe kan daai arme mense dan oop wees na God toe? Jesus het na die tollenaars, en die hoere, en die prostituute toe gegaan, en hulle na God toe gedraai. Dis hoekom ek elke keer my kop 'n bietjie skud, as daar oral debatte aangaan oor wie presies mag nou kerk toe kom en nie. Die enigste ouens wat nie mag kerk toe kom nie, is hulle wat perfek en sondeloos is. Want hulle het dit nie nodig nie. Die hele res van die spul sondaars moet in hemelsnaam kom. En dit het die nuwe tempel kom doen. Hy het nie mense weggewys omdat jy 'n dit of 'n dat of 'n die of 'n daai is, of gebreklik is of blind of wat nie. Hy het uitgereik na hulle. En dan moet ek vir myself vra, my mens wees, is dit oop na God toe? Waar is God regtig naby? Waar beleef ek sy liefde regtig? Waar sien ek sy liefde? Die antwoord is natuurlik by Jesus. Die deurgang na God toe. Hy is waar God by ons is. Deur sy lewe, sy dood, sy opstanding uit die dood, maak hy dit moontlik dat my lewe 'n varingblaar kan wees. Nie 'n skulp wat op myself ingekeer is nie. Hy maak dit moontlik dat ek my hele lewe vir God kan gee. Hy deurbreek die houding van om ingekeer te wees op myself. Want as my hele lewe net oor myself gaan, dan lewe jy die sondigste van sondige lewens. So hy en sy liggaam is die ware tempel. Om deel te kry aan Jesus se liggaam, wat die eintlike tempel is. Wat lees ons, skryf Paulus? Julle is die tempel. Jy is ook 'n tempel, jou liggaam. Iets wat die nagmaal van laas Sondag aand vir ons gewys het. Omdat ek in Christus is my lewe nou ook die tempel. My lewe is hierdie oop wees na God se teenwoordigheid toe, wat ander mense by my moet sien en beleef. En die offers wat ek bring, is nie 'n skaap of 'n bok of 'n ding nie, dis my hele lewe. My tyd, my energie, my besitting, my werk, dis alles oop na God toe. Niks meer is op sigself bestaan nie. Alles is oop na God toe. Maar saam met hierdie vryheid, saam met hierdie ding dat my hele lewe 'n tempel is, kom daar 'n vraag, waarin elkeen maar self moet dink, waar in my lewe sluip daar dalk handelaars en geldwisselaars in? Want ek is seker in almal van ons se lewe sluip daar klein maalkolkies in. En 'n maalkolk is op homself gedraai. Het gaan net oor homself. Hy suig alles in hom in. Ons sien aanhoudend op televisie die tornado's in Amerika. Hy suig 'n kar en 'n vark en 'n huis en alles daarop, daar gat hy daarmee. Waar gebeur dit 'n bietjie in my lewe? Waar gebeur dit? Waar vang ek myself uit dat my lewe 'n bietjie tornado-agtig raak? Dat dit 'n bietjie om myself handel. Waar met ander woorde sluip die selfgooitjie in? En kan ek dan, soos dit ek moet, die plekke raak sien? En myself al hoe meer oopstel vir Jesus se Heilige Gees. En dan op 'n manier om die beeld te gebruik vir Jesus in die tempelplein van my lewe in te bring, sodat hy met die sweep daardie goed kan uitjaag. Die Tylen belydenis van geloof afgelê het, en die kerkraadslede die gestaan het hulle gesê, hulle gee medegelowiges, ons wat hier in die kerk is, nie sommer almal nie, ons wat deel van die liggaam is, hulle gee vir ons die reg om die sweep in te lê. Want dis wat opsig en tug beteken. Om te sê, hoor hierso, hierdie ding wat nou hier aangaan,
hoort nie by 'n tempel van God nie. En ons moet dit gereeld doen. Ons moet gereeld na onsself kyk en sê, hierdie hart wat hier klop, die beeld wat ons nou al baie lank gebruik in ons gemeente, klop dit Jesus se bloed, lek dit Jesus se bloed, of klop hy maar 'n bietjie om myself? Is ek 'n varingblaar wat ooprol om ten volle voor die aangesig van God te lewe? Of rol ek myself toe, krul ek myself op soos 'n skulp, klip hard? En dit gaan om my. Want dit kan van 'n Christen nooit waar wees nie. En daarom gaan ons net nou met 'n gebed afsluit, as ons sing, neem my lewe. Alles wat ek het, wat ek is, vir U. Amen. Onse Vader, ons wil graag oop lewe na U. Koram Deo, voor U aangesig. Wil U deur die Gees elke oomblik, elke tree van die dag vir ons daar herinner, dat waar ek ook al is ek voor U aangesig. Voor my lesenaar in die polisiestasie, as ek aan motors werk, as ek in 'n hof sit, as ek 'n saak verdedig, as ek skool gee, as ek by die huis is, wat ook al. Dat my hele lewe oop is na U. Here, wil U deur U Gees vir ons dryf na daardie plekke waar ons 'n spesiale fokus het op U, stilte tyd, gebed, erediens, omgee-groep, Bybelstudies, waar ons U op 'n spesiale manier kan ontmoet. Ons dankie dat ons weet, dit is U wil. Amen. Kom ons vra dan die diakens, die